Ek is 'n wonderwerk, soos baie van julle weet. Jammer vir julle wat dit nou al 100 keer gehoor het, maar dit pas net so mooi by vanoggend se woord wat ek ontvang het. So, 700 kg het op my liggaam geval en elke been in my liggaam gebreek. Ek was net 55 kg op daai tyd. Dit het letterlik my gesig, my ribs, my pelvis, alles gebreek. Ek was vir 21 dae in ICU onder sedasie, waar ek 'n geestelike ervaring gehad het. Julle is gees, siel en liggaam. Nie net liggaam nie, nie net gees nie, nie net siel nie, maar julle is gees, siel en liggaam. En ek het 'n ongewone uiterlike liggaamlike ervaring gehad in die gees, waar ek letterlik engelkore gehoor het. Ek het die engele gehoor. Ek het letterlik gesien hoe die demone en die engele oor my lewe veg. Engele is 'n werklikheid. Ek het gesien hoe die Heilige Gees sy liggaam mobiliseer reg oor die aarde, die wêreld. Want min het ek geweet is besig om regtig te gebeur, maar ek het gesien in hierdie geestelike vertrek waar ek was, hoe al die sissies en boeties begin bid vir my in Amerika, in Florida, in Kanada. Hulle ken my nie eers nie, maar hulle bid vir hierdie vrou wat daar lê, of wat daar sit, of wat in die gees is. En ek beleef hoe mense in Nelspruit vir my bid, en hoe mense in Johannesburg vir my bid, en in Kaapstad, en in Ghana, in Afrika, tot in Afrika. En mense begin vir my bid, en hulle bid, en hulle bid. Julle, daar's groot krag in julle gebede. Moenie dit ooit ligtelik vat nie. Maar mense bid vir my. En ek sien hoe die Heilige Gees mense mobiliseer. Ek bedoel, Surprise Setole, sy vrou is Tryphena. Toe ek wakker is, toe wil sy my ontmoet, want sy soos, Sazal, I need to know who you are. Ek sê, why? Sy sê, because the Spirit of God was upon me to pray for you, and I didn't even know you. Ek sê, wow, Tryphena, I like you. Sy sê, yes, I had to pray because it was so strong on me, I couldn't do anything else. The Spirit came upon me and said, you're going to pray for Sazal now, Tryphena, and then I have to go and I have to pray every 2 hours. I had to pray for you, want sy is 'n baie sterk intercessor. En nou is ek en sy goeie vriendinne. Want sy het sosin gesê, the Spirit of God used your whole story to mobilize the body and bring the body back into unity again, to pray together. Ek sê, wow, ek het dit gesien, Tryphena, ek het dit gesien. So, die Here is 'n werklikheid, en die lewe is geestelik. Life is spiritual. Not just physical, spiritual and then physical. En dit loop saam. So vandag is my boodskap oor die engele. Ek wil bietjie vir julle vertel dat elkeen van julle het engele om julle, of jy dit nou weet of nie. Gelukkig weet ek dit nou. Maar elkeen van julle het engele aangaande sy bevel om julle te beskerm, om deur julle te bedien, saam met julle te bedien, om julle te bedien en julle te dien. Dis die Here se engele, dis sy krygsmanne, dis sy werksmanne, dit is sy dienaars, om julle te beskerm, vashou. Elkeen, die Bybel sê in Psalm 91, dat ek het 2 engele aangaande julle bevel gegee, jy sal nie eers jou toon teen 'n klip stamp nie. Wow, julle, ek wens as die Here net ons geestes oë kan oopmaak, dan sal ons kan sien hoeveel engele is reg nou hier om ons gekampeer. Al die bedienaars engele is nou hier, want hulle is besig om julle te dien en te bedien met woord. In Engels noem mense hulle ministering angels. Hier's ministering angels nou, soos ons hier sit, heiliglik, hier om ons gekampeer. Julle engele is hier langs julle in die gees. As julle dit net kan sien, dis daar waar Elisa
gestaan en wag het vir die perde en die waans en die army wat op hom afgestorm het. Hulle was meer as 7000 of 700, ek weet nou nie eers nie, maar daar was baie van hulle wat op pad was om na hierdie een profeet toe te storm. En die profeet se dienaar, diensknegt sê vir hom, sy naam was Gahazi, hy sê, Elia, kan jy sien, hier kom groot dinge, hier's mense op pad, hier, na jou toe, ons moet hardloop, ons is net 2 teen, ek weet nie hoeveel nie, hulle is op pad hier na toe met hulle waans, hulle perde, hulle wapens, en hierdie profeet sê net, Here, maak Gahazi se oë oop, en toe hy dit sê, maak sy oë oop, toe sien hy, al die perde, en al die vuurwaans, en die engele, om Elisa, en hy soos, okay, ons hoef nie weg te hardloop nie, want ons is meer as hulle wat op ons afstorm. En dit is hoe dit is, julle. Ons hoor van engele, ons lees van engele, en dan dink ons hier in ons onderbewussyn, dit is net vir daai tyd gewees. Of dit is nie van toepassing op my nie. Ek bedoel, ek het nog nooit 'n engel gesien nie, ek het nog nooit 'n engel beleef nie. Maar dit is nie vir jou om hulle eintlik te beleef of om hulle te sien nie. Dit is vir jou om te weet dat jy het engele aangaande sy bevel om jou te beskerm wat om jou kampeer. Wat die geveg vir jou veg in die geestesdimensie. Hebreërs 1:14 sê, is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word om te dien ter wille van die wat die saligheid gaan beerwe nie? Hoor julle, hulle is dienende geeste wat uitgestuur word om jou te dien, wat 'n salige heilige kind van God is. Wow, ek is verlief op hierdie vers. Daar's engele wat gestuur is om jou te dien. Ons is so bevoorreg. Engele is geskape wesens. Hulle is geestelike wesens. Hulle is dienare van God, boodskappers van God se wil, en hulle is aanbidders voor God se troon. Hulle bid en sing die hele tyd, heilig, heilig is God almagtig. Wie is, wie was en die een wat gaan kom. Hulle is sy dienaars, maar hulle is daar om ons te beskerm, hulle is daar om ons te dien, hulle is daar om vir ons gevegte te veg, wat ons nie self kan veg nie. Hulle word nie geaktiveer deur jou nie, hulle word geaktiveer deur God, deur Jesus, deur die Heilige Gees. Jy moenie hulle bevel of so iets doen nie. Jy moet vir die woord van God spreek. En wanneer jy die woord van God spreek, dan aktiveer jy hulle. Dis hoe jy jou engel aktiveer. Die kerk praat nooit meer oor sulke goed nie, want dit klink soos 'n sprokiesverhaal. Maar vandag wil ek vir julle sê, die geestelike wêreld is meer groter werkliker as wat die natuurlike realm is, en ek het dit self beleef. Engele is 'n werklikheid, en jy het engele wat vir jou daar is, wat vir jou veg. Nee, ons kan in die Bybel gaan kyk op verskillende plekke oor waar die mense met engele te doen gehad het. Kom ons gaan kyk bietjie in Genesis. In Genesis 3 vers 24 staan daar, cherubs word geplaas om die tuin van Eden te bewaak. So Adam en Eva was uit die tuin uitgestuur, en toe was daar cherubs voor die tuin van Eden geplaas, sodat niks nou in daai tuin kan inbeweeg nie, totdat God weer dit toelaat nie. Genesis 18 sê, waar Abraham besoekers gekry het. Engele het vir Abraham besoek, en hulle het 'n belofte gebring oor Isak, en vir Abraham gesê, toe hy te oud is om eintlik kinders te kan kry, jy gaan 'n kind kry, en jy gaan hom Isak noem. Lot en Sodom, engele red Lot uit die verwoesting, Genesis 19. Ons weet van die engele wat verskyn het daar in Sodom en Gomorra, om Sodom en Gomorra aan die brand te slaan. Wow, nee, dit was nie net vir daai tyd nie, julle, dit was vir hierdie tyd ook. Engele lei Israel in die woestyn in Exodus. Engele versterk Elia met kos in die woestyn in 1 Konings. Die konings en profete het almal engele beleef, nê? Engele vernietig die Assiriese leer in 2 Konings. Engele bring vuur vir Elia se beskerming. Hoor julle wat doen engele? Hulle beskerm, hulle bring boodskappe. Hulle dien ons as kinders van God. Wow.
ek weet nie van julle nie, maar ek wil hulle begin meer beleef. Ek wil hulle begin meer aktiveer, deur om die woord van God te spreek. Want dis al hoe hulle aktiveer, is wanneer jy as kind van God die woord begin aktiveer. Ek wil nie eintlik eers meer uit Sazal uit bid nie. Ek wil net die woord vat. Vanoggend toe ek hier vir julle bid, toe vat ek woord, lewendige woord, en ek spreek woord, want ek besef nou vandat ek hierdie openbaring gekry het oor die engele, dat dit wanneer ek woord spreek, dat ons die engele aktiveer, en geen ander manier nie. So as Sazal uit haarself bid vir 'n kar, of vir 'n dit, of vir 'n dat, dan werk dit nie. Maar as ek woord spreek, aktiveer ek die engele wat die Here aangaande sy bevel gegee het om my te beskerm. Ek sal nie my toon teen 'n klip stamp nie. Amen. Besef, kind van God, jy is die kosbaarste besitting van Jesus Christus. Jy is sy bruid. Jy is sy alles. Jy is die objek van sy liefde. En daarom het hy vir jou hierdie bodyguards gegee in die gees. Hy het vir jou hierdie engele om jou wat jou beskerm. Die Nuwe Testament sê dat Gabriël kondig Jesus se geboorte aan. Julle weet dat daar 'n engel was met die naam Gabriël en hy het gesê, Maria, jy gaan swanger wees met Jesus, die koning, die seun van God. Wow, dit moes 'n belewenis gewees het. Engele verskyn aan die herders in Lukas 2. Met Jesus se bediening sien ons ook, engele dien Jesus na die versoeking. So Jesus was toe in die woestyn ingestuur, hierso val die vyand hom aan, Jesus antwoord met wat? Die woord van God, die woord van God, die woord van God, nie 1 keer nie, 4 keer, net die woord van God. Hy beantwoord Satan terug met die woord van God, en wat sê die woord daar? Die woord sê, engele versterk Jesus, engele versterk hom na die tyd, so, na hy getempt was, toe kom engele en versterk Jesus. Jou engele is daar om jou te versterk, kind van God. Engele rol die steen weg met die opstanding van God. Hulle is daar om jou te help, kind van God. Hulle is bonatuurlik kragtig en baie sterk. Engele verkondig, hy het opgestaan. So, wat doen engele volgens die Bybel? Hulle beskerm, hulle bring boodskappe, hulle veg in geestelike oorlog, hulle versterk mense, so neem deel aan God se plan. Ek is regtig net so dankbaar vir die woord van God, en ek is so dankbaar vir die geestelike wêreld waarin Jesus ons geskaap het en vanaf gebring het na die natuurlike toe. En ek is so dankbaar dat ons nie hierdie geveg in die gees alleen veg nie, maar ons het engele wat om ons is. Ons het Jesus Christus wat binne in ons is. Ons het die Heilige Gees wat ons krag is, wat ons lewe is, wat hier binne in ons woon. Ons het alles en nog meer wat ons nodig het. Maar ek wil vandag vir julle sê, hoekom moet julle hierdie verstaan? Hoekom moet julle hierdie weet? Want wanneer jy weet dat die Here vir jou engele om jou geplaas het om saam met jou hierdie lewe te leef in gees en in waarheid, dan sal jy begin versigtiger spreek dit wat jy spreek. Want jy aktiveer glad nie engele as jy dood spreek nie. Lewe lê in die mag van die tong. Lewe en dood lê in die mag van die tong. En dit wat jy spreek is die vrug wat jy sal eet. Wanneer jy woord spreek, aktiveer jy die engele. Maar wanneer jy dood spreek, aktiveer jy niks. Jy aktiveer niks wat vir jou voorspoed kan bring nie. Jy aktiveer teendeel, teenspoed oor jouself, wanneer jy eerder kies om dood te spreek oor jou situasie. So sê nou maar die dokter sê jy is siek, dan kan jy sê, maar deur sy strepe is ek genees, daar aktiveer jy jou engel. Sê nou maar die bank staat, lyk jy goed nie, jy is in die rooi, in die minus, maar jy sê, my God is Jehovah Jireh, my provider, hy sal vir my voorsien, hy is my voorsiening, hy is my voorsienaar, ek het meer as genoeg in my bank in Jesus naam, daar aktiveer jy die engele. Hoor julle kind van God, jy is nie geroep om met die engele te praat nie, jy is nie geroep om vir hulle enigiets te gee nie, jy is geroep om woord te spreek, en wanneer jy die waarheid spreek, wat die woord is, dan aktiveer jy God se dienaars vir jou lewe en oor jou situasie.
Hulle bring boodskappe, Gabriël bring God se openbaring, hulle veg in geestelike oorlog, Michael veg teen demoniese magte in Daniël. Hulle versterk mense, Jesus word versterk in sy swakheid, en hulle beskerm ons, hy sal sy engele bevel gee om jou te bewaar, in Psalm 91. Die Bybel leer ons duidelik dat engele moet nie aanbid word nie, ons roep nie engele soos 'n krag aan nie, en ons beheer ook nie die engele nie. Engele is gehoorsaam aan God se woord, nie menslike manipulasie nie. Hoor julle? En daarom is dit belangrik dat jy jou woord bestudeer. Dis hoekom jy die Bybel moet lees. Dis hoekom jy alles moet doen en nog meer om die woord te ken, om dit te verstaan en dan om vir die Heilige Gees te vra, bring vir my openbaringskennis oor die woord van God. Ek wil kan sien, ek wil kan hoor, ek wil kan proe en sien dat die Here is goed. Ek wil verstaan wat die woord sê, want so die leuen kom, wil ek die waarheid eerder kies en wil ek die waarheid spreek en wil ek die engele aktiveer wat u aangaande u bevel gegee het om saam met my hierdie lewe te wandel. Ek het al stories gehoor van hierdie kar wat aangeval was en 5 mans het hierdie kar aangeval en hulle was soos besig om hierdie kar te hijack. En ewe skielik begin hulle net weghardloop, soos hierdie vrou begin woord spreek het. Sy bid toe, maar sy spreek woord en sy skree in die naam van Jesus, sal julle nie aan my raak nie en ek weet nie wat als nie. Maar soos hulle dit skree, begin hierdie manne net terugtreë, hulle is weg. En die een word toe gevang en hulle vra toe vir hom, hoekom het jy net so weghardloop? Toe sê hy, ons het daai wit manne gesien wat om jou kar gestaan het. Ek beloof julle, die engele is 'n werklikheid, ek het dit met my eie oë gesien, ek het gesien hoe veg hulle vir my, toe ek op my swakste was en besig was om te veg in hierdie geestelike wêreld. En weet julle wat het gebeur terwyl hulle krag gekry het om te veg? Julle het gebid, julle het woord gespreek oor my lewe, en dan het die engele krag gekry deur die demoniese magte wat my lewe wou verkort. Maar nie net dit nie, terwyl ek daar gelê het en geveg het vir my lewe, het die strome van lewendige waters uit my binneste uit losgebars, en ek het begin woord spreek, want toe die duiwel vir my sê, ek gaan jou doodmaak, toe sê ek vir hom, ek kan nie doodgaan nie, ek is reeds gekruisig, ek lewe nie meer nie, maar Jesus lewe in en deur my, en die lewe wat ek nou lewe in hierdie liggaam, geloof in die Seun van God. So probeer om my dood te maak. Ek is klaar dood, gekruisig. Nada. Die ou ding is verby, die nuwe het gekom. Ek is heeltemal 'n nuwe skepsel. Ek is heeltemal 'n nuwe skepping. Ek loop nou in gees en in waarheid en ek loof hom in gees en waarheid. Hy is my lewe, Jesus in my. Die leeu van Juda brul deur my. Die vuur vloei voor my en ek kan nie doodgaan nie, want ek is reeds gekruisig en begrawe en opgestaan in opstandingskrag en ek sit in hemelse plekke saam met Jesus. Daai duiwel sê, maak hy vrou stil in hierdie geestelike vertrek en ek sê, wow, waar kom al hierdie strome van woord deur my? Ek ken nie eers die woord nie, ek het nie eers self geweet ek ken die woord so goed nie, want ek ken nie die woord so goed nie, die woord is in my en daarom kon hy deur my vloei toe ek op my swakste was, want hy veg my geveg vir my, die Heilige Gees in en deur my. En dit is hoe die Heilige Gees in elkeen van julle woon. Julle het net daai selfde strome van lewendige waters wat binne in julle is, want die Heilige Gees is binne in julle. Weet jy nie, jy is die tempel van die Heilige Gees wat in jou woon nie. Hy is binne in jou om jou nooit te begewe of te verlaat nie. En hy is ongelooflik lief vir jou en hy veg jou gevegte vir jou. So wie kan teen jou wees? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Want daar is engele om jou in die geestesdimensie. Ek wens net die Here kon ons oë oopmaak, dat ons kan sien, dat ons die engele kan sien wat om ons wandel elke dag, dat ons kan hande vat en saam met hulle bedien en gaan waar hulle ons lei, gaan waar hulle deur ons wil aanraak, gaan waar hulle siele wil red en waar hulle wil beskerm en wat hulle wil doen. Ek wens regtig ons kan ons geestes oop kry. Here, maak oop die oë van ons hart, sodat ons kan sien, sodat ons die waarheid kan ken, sodat ons die opstandingskrag kan beleef. Die engele funksioneer ook wanneer ons gehoorsaam is aan God se woord. Psalm 103 sê, engele gehoorsaam sy stem. So wanneer jy woord spreek, spreek jy die waarheid, en wanneer jy gehoorsaam is aan dit, dan luister die engele na sy stem en begin jy hulle aktiveer. En dan ook gebed en geloof. Daniël het gebid en 'n engel was gestuur
Ja, die engel het 21 dae gesukkel om by Daniël uit te kom, maar toe Daniël begin bid het, toe stuur God die engel om hom te help. Hoor julle, engele is 'n werklikheid. So, die engel van die Here slaan sy laar rondom die wat hom vrees. Ons respekteer die Here, want die Here is ons lewe, en hy is in jou en by jou en vir jou, so sy dienaars is om jou te beskerm. Ek is so dankbaar dat die Here altyd alomteenwoordig is vir jou en by jou en in jou. En waar kan jy gaan waar hy nie saam met jou is nie? Waar kan jy gaan? Al maak jy jou bed op in die donkerste plekke, nogtans is my gees met jou. En al gaan jy in die diepste plekke van die see, daar is my hand nog steeds saam met jou. My gees sal jou nooit begewe of verlaat nie, want ek is lief vir jou. Jy het een geword met my, ek is een met jou. En daarom wil ek vir jou vandag sê, jy is my kosbaarste besitting. En ek wil vir jou alles gee wat jy nodig het en nog meer. Begin my woord spreek. Begin sien wat die Here sien. Begin 'n diep, intense verhouding met my, waar jy 24 uur besig is met my, terwyl jy skottelgoed was, besef jy, my engele is om jou. Terwyl jy in die kar ry, besef jy, my engele is om jou. Terwyl jy met jou vriendinne tee en koek eet, dan is die engele om jou. Almal is by jou, om jou, vir jou. Hoor julle, kom ons lees net 'n bietjie woord om net te hoor, wat doen die engele in die woord? Ek wil so bid, ek wil sê, Lord, let your angels fight for us in the heavens against the principalities. Dit het ek gesien. Julle, ek het dit gesien, en wat vir my so mooi was hierdie water was bo my kop, en ek wou daar deurgaan. Min weet ek nie, ek is nie dood nie, ek dink nou ek is dood nie, en ek besef nie, ek is nie dood nie, die masjiene is besig om my aan die lewe te hou, want ek is in hierdie geestelike vertrek, maar hier is hierdie massa water bo my kop, en ek weet, ek moet daar deurgaan, ek moet nie afgaan nie, ek moet op, ek moet daar deurgaan, nie, so ek soos, maak oop hierdie water, en die water gaan nie oop nie, ek soos, het ek nou die hemel gemis, ha? Nee Here, hoe kan, nou sê ek dit, hoor hierdie woord wat uit my uitvloei, nou sê ek, nee, ek kan nie die hemel gemis het nie, die leen kom, jy het die hemel gemis, ek soos, nee, jy het hom gesê, as ek in die seun van God glo, sal ek nie vergaan nie, maar die ewige lewe hê, maak oop hierdie water, ek vat nie nee vir antwoord nie, en ek begin so skree, maar vrees pak my nou, want ek soos, dis 'n aanval, vrees pak my, het ek dalk die hemel gemis, en die water gaan nie oop nie, en dit gaan nie oop nie, en dis toe ek daai engelkore deur dit hoor, ek sê vir julle, dit was so heilig, ek kan nie eintlik in woorde vir julle beskryf, hoe klink daai engelkore wat deur daai water kom, wanneer die engele God aanbid nie, hulle aanbid God daar in die troonkamer, en dit is die mooiste klank, musiek wat jy al ooit in jou lewe gehoor het, en dis heilig, dis reinig, dis baie heilig. So, ek het dit gehoor, ek het dit gesien, ek het dit ervaar, en hier staan ek. Die engele het meer krag gehad oor die demoniese aktiwiteit wat my aangeval het. Ek is 'n wonderwerk, ek lewe, ek kan nie eers glo dat ek nie 'n been verloor het nie, ek lewe, hulle het nie eers my been geamputeer nie, daar was sprake daarvan waar die dokter gedink het, hy wil my been afhaal, maar hy het nie, prys die Here, ek staan nie vandag, ek kan weer squat, ek kan dans, ek kan alles doen, julle, ek is so dankbaar, dat ek al hierdie goed kan doen, dat ek my liggaam kan beweeg, en dat ek kan spring, en ek bedoel, dit is 'n wonderwerk, ek beloof julle, net die dokters weet, dat hulle weet, Suzelle is 'n groot wonderwerk, sy is nie 'n klein wonderwerk nie, want as julle het gesien het, hoe ek gelyk het, dat dokter van Rooyen kyk so vir my goed, en sê, Calvin, ek kan nie aan haar vat nie, as ek aan hierdie vrou vat, gaan sy dood, daar's 2 mense in Suid-Afrika wat aan haar kan vat, dis een in Pretoria of Kaapstad, waar gaan jy haar stuur? Naaste plek, asseblief dokter, okay, Pretoria, ek beland in sneakers se hande, beste heup dokter ooit, maar ek word wakker, en hy sê vir my,
jy gaan lewe, jy's 'n wonderwerk. Is ek 'n klein wonderwerkie? Want ek sou ook, jy weet, die mekaar van al die medikasie, ek was op morfine en pethidine en ek weet nie wat als nie, maar ek soos, is ek 'n wonderwerkie, hier lê ek, en hy soos, jy was nie 'n wonderwerk nie, jy is 'n wonderwerk. Ek sê, dankie. En hier begin ek huil vir Calvin se armpit, soos julle al weet. Ek gaan sê, sy armpit. Dokter sê, wat? Ek sê, Calvin se onderarm. Hy sê, nee. Okay. En ek is net soos, ek was net so dankbaar. Dit is so lief ek vir my man is, okay? Ek is so lief vir hom, want ons is al 20 jaar getroud en elke aand rol ek onder sy arm in. Dit is my veiligste plek. So toe ek op my swakste was, wat wou ek hê? Calvin se bodily odor. So, dis net hoe lief ek vir my man is, maar in elk geval, en ek is lief vir Jesus, en ek is net so dankbaar dat daar is engele, wat my beskerm het, wat vir my geveg het in die gees, wat daar was vir my, toe ek op my swakste was, toe ek nie vir myself kon veg nie. Hulle is regtig 'n werklikheid, en hulle is hier, nou, huidiglik nog steeds, besig om vir jou te veg, kind van God. Ek bedoel, daar's Paulus en Silas, vasgemaak in 'n tronk, en hulle in die Nuwe Testament, en hulle begin, wat doen? Woord sing en woord spreek. Hulle sê nie, arme, ons is vasgemaak en ons is geslaan met stokke, nie. Hulle is geslaan met stokke, hulle is vasgemaak, hulle is onder in 'n donker tronk gegooi, net omdat hulle die naam van Jesus verkondig het. Hulle het nie eers gesondig nie. Hulle is daar vir 'n goeie rede in die tronk gegooi. Maar wat doen hulle? Hulle begin die woord sing. Hulle begin die woord spreek. En wat gebeur? 'n engel word geaktiveer, julle. 'n regte engel word geaktiveer. En wat gebeur? Die engel sluit die tronk deur vir hulle oop. Hulle is daar om jou te bevry. Hulle is daar om jou vry te maak. Hulle bring deliverance. En hierso stap Paulus en Silas uit en die wag wil homself doodmaak en hy soos in, ek gaan myself doodmaak want wat was hierdie aardbewing wat nou net hier gebeur het en Paulus sê, nee, moenie. En hy soos, wie is hierdie God wat julle dien? Ek het hierdie engel gesien. En hy soos, kom ons vat jou na jou huis toe. En daai aand word daai wag wat hulle toegesluit het met sy familie, gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle kom tot bekering. Die engele bring ook 'n werk om in mense se harte en lewens te werk, om bekering te veroorsaak. So ons moet hande vat om siele te wen vir die Here, want alle siele behoort eintlik aan die Here. Ek wil dit nie mis nie. Ek wil deel wees van hierdie army span. Ek wil God se warrior bride wees. Ek wil deel wees van alles wat in die geestesdimensie aan die gang is. En daarom wil ek so naby aan die Here wees, dat ek die hele tyd net bidtend is, in tale bid, en ek wil net besig wees met die Here, maak nie saak wat ek mee besig is in die natuurlike nie, ek wil bewus word van die geestesdimensie om my, van God se mense en dinge en doene en late, want ek is op 'n plek, ek weet nie van julle nie, maar ek wil niks meer in Sazelle doen nie. Ek wil net doen wat God wil doen. Ek wil net wees waar God wil hê ek moet wees. Ek is op 'n plek waar ek, as daai deur nie vir my moet oopgaan nie, want dit is nie van God af nie, wil ek hom nie ooit weer oop stamp nie. Ek het al been there, done that, got the t-shirt. Dis nie lekker as ek uit God se wil beweeg nie. Ek wil net op die regte plek in die regte seisoen, met die regte idee, met die regte gawes, op die regte skip of op die regte vliegtuig wees, presies in Vader se divine appointment in time. Ek wil nie meer in my eie missie of visie lewe nie. Net sy plan vir my lewe. Ek wil sy plan ken, sy doel. Ek wil weet wie en wat is ek in en deur hom, en ek wil net dit doen. Ek wil hom nie mis nie een keer nie. En daarom wil ek hande vat met die engele, want hulle lei ons en hulle maak die krompaaie gelyk. Die Bybel sê so ek gaan nou vir julle 'n paar versies gou lees, en dan gaan ons lekker nagmaal neem, maar hoor hierso. Let the angel of your presence save me, Isaiah 63. Zechariah 12:8. Let your angels go before me and make the crooked places straight. Exodus 33:2. Send your angels before me to prosper my way.
Hey, hulle bring lekker dinge. Die engele bring lekker dinge. Lord, hear my voice and send your angels to deliver me. Sien, deliver me. Send your angels to minister unto me. Hulle bring openbaringskennis. We have come to Zion to a innumerable company of angels. Raak bewus van die engele om jou, kind van God. I am an heir of salvation. Send your angels to minister to me. Send your angels to deliver me from the hand of the enemy. Lord, confess me before your holy angels. Send your angels in the night to minister to me while I'm sleeping. Hoor julle? Send the angels to minister unto me while I'm sleeping. Send your angels to be involved in reaching the lost. Release your angelic army to fight for us and defend your church. And send your angels to smite the demons that comes to destroy me. Amen. Dis wat die engele doen. So, as dit alles wat jy vandag vat, weet net dat jy weet, die Here het engele aangaande sy bevel gegee om saam met jou te wandel. Jy het jou eie persoonlike engele wat kampeer om jou en jy het die krag en die mag om hulle te aktiveer, om eerder te kies om lewe te spreek, om te bid en om woord te spreek oor jou situasie, oor jou feit, oor die natuurlike of oor die leuen. En wanneer jy dit doen, dan aktiveer jy engele. En engele bring deurbraak, bevryding, siele wat gewen word. Engele bring beskerming. Engele is daar om jou te bedien en om vir jou openbaringskennis te bring. Engele is God se dienaars om sy bruid te beskerm en om haar te bedien en om haar op te pas. Kom ons sluit die oë. Here Jesus Christus, dankie vir u engele. Dankie vir hierdie woord vanoggend en dankie dat ons besef dat ons moet pas op wat ons spreek. Want wanneer ons die waarheid spreek, die woord van God, aktiveer ons die engele wat vir ons groot deurbrake kan bring in ons situasies. Vandag wil ek nou oor almal hier se finansies spreek en ek wil sê, u is ons voorsienaar, ons voorsiening. U voorsien vir elkeen in Jesus naam. En ek wil oor siekte en krankheid spreek. Deur Jesus se strepe is jy genees. O, dankie Here dat ek ook kan kom en net sê, bevry ons van alles wat negatief is en nie wat van u af is nie in die naam van Jesus. En kom raak elke gees, siel en liggaam aan in hierdie plek. Dankie Here vir die kindertjies, dankie vir die mammas, dankie dat u vandag elke moeder kom bederf met baie bederfies reg deur die dag, waar almal hulle net regtig kom wys hoe lief is hulle vir hulle en hoe dankbaar is hulle vir hulle. Dankie vir ons moeders en dankie vir die liefde wat u vir hulle het en gee. Here, dankie net vir alles wat u besig is om te doen in elke mens se lewe in hierdie plek en dankie dat u elkeen aanraak en dankie dat u hierdie woord sal laat bevrug word en hulle sal vrug dra, wetend, hulle kan nie net meer spreek wat hulle wil nie. Hulle moet in lyn kom met u woord. Hulle moet woord begin spreek, hulle moet woord begin bid. Hulle moet net woord en lewe spreek oor alles en almal. In Jesus naam. Amen en amen.